Goeiemôre almal. Dis baie lekker om hier te wees. Ek wil dat ons gou sommer saam bid vir die kinders. As daar kinders naby julle is, kom ons lees sommer gou vir hulle hande op en ons bid vir hulle saam. Ja, as daar kinders by julle is, streek sommer julle hande uit na hulle toe asseblief. Vader, ons bring ons kinders na U toe. Ons weet as jy vanoggend kinderkerk nie, Here, maar ons weet hulle is belangrik vir U. En daarom is hulle tyd eenkant sit vir hulle en hulle na U toe bring vandag. Here, en ons wil kom bid dat U Gees hulle elkeen se lewens sal vul, Vader. Dat U hulle sal toerus en Vader, dat hulle sal uitbeweeg in 'n wêreld wat honger is na U. En Vader, ek kom bid dat U vir hulle ligdoring sal maak van hoop in hierdie wêreld. Here, en dat hulle iets sal uitstraal van U, Vader, wat undeniably is vir die res van hierdie wêreld. En Vader, ek kom bid dat hulle saadjie sal wees wat geplant sal word, Vader, en wat vrug sal voortbring, Vader, en dat mense sal kan tot na U toe sal kom deur middel van hulle. Elke een wat hier sit, Vader, kom bid dat U hulle kragtig sal gebruik en sal toerus, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet nie eintlik hoekom het ek preek vandag nie, Sakkie, jy en Steven kon ons kom net my amen gesê het en geloop het, want dit is eintlik vir my perfek gewees. Maar ja, kom ek gaan die gedeelte wat ek met julle wil bespreek is, of met julle sommer net oor wil praat, is in Openbaring 2, en die laaste lied wat ons gesing het, Simone, is presies die boodskap waaroor ek wil praat vandag, wat gaan oor Jesus is die senter. Jesus is die middelpunt. So ruk terug het ek saam met Linda en my jongste seun gou Hielsang toe gegaan daar in die Kaap, en hierdie pastoor het hierdie boodskap gebring van Jesus is die middelpunt. En die ding het my so aangespreek. Dit het my so geslaan dat ek net op 'n stadium gesit het en vir myself gesê het, "Jy kan die hele wêreld nie dit hoor nie. Kan die hele wêreld nie net hierdie een spesifieke ding vat nie. En kan ons ophou met al hierdie ander goed rondom ons, en kan ons net sê, Jesus wees die middelpunt. Asseblief laat alles rondom U draai." So ek wil dit baie graag met julle vandag bespreek, as julle nie omgee nie. So, ek is bly Linda as jy vandag hier nie, want ek gaan baie emosioneel raak, maar anyway. Moet net asseblief vir haar sê nie. Okay, so ek wil graag vir julle lees uit Openbaring 2, en die van julle wat die woord het, Openbaring 2 vers 1 tot 7. And to the church in Ephesus, to the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have preserved and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the heights from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You have you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says in the churches. To him who overcome, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Dis my nogal scary hierdie skrif. Gaan lees hom 'n bietjie weer, en dan kyk jy waar jy inpas. Dis vir my 'n baie scary skrif. Maar net voor dit, in Openbaring 1, is daar hierdie gedeelte waar Johannes op die eiland van Patmos sit, en die Here wys vir hom hierdie ontsettende openbaring. Hy wys vir hom hierdie beeld.
En die eerste ding is daai gedeelte waar hy staan met die lamp staan, daar's verskillende lamp staan, daar's 7 van hulle, en die gees van die Here beweeg so deur hom, en dan op 'n stadium dan, en ek dink dit moet net so amazing gewees het om dit te sien. En dan sê hy hier in die laaste versie van The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, dis in Openbaring 1 vers 20. The mystery of the 7 stars you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches and the 7 lampstands are the 7 churches. En dan begin hy praat oor die 7 churches. Kan jy imagine om in die teenwoordigheid van die Here te wees op daai vlak? En dan sê die Here, maar ek het hierdie teen jou, en as jy dit nie gaan regmaak nie, gaan ek jou uit daai spasie uithaal. Jesus, dis vir my, dis scary. So kom ons kyk gou na Efese, en ons kyk 'n bietjie wie was die Efesiërs, en wat het daar gebeur, en so aan. En ons moet nie dink, hulle is so, hulle het 'n paar jaar teruggelewe, ja? Maar ons kan redelik met hulle identifiseer. So, hierdie brief is geskryf aan die Christene in Efesiërs. En in Efese was 'n baie belangrike plek in daai tyd. Dit was 'n sentrum vir ekonomie, vir kuns, vir politiek, vir opvoeding en vir godsdiens. Inteendeel, Artemis was die grootste god van daai tyd. En die ekonomie was op haar gebou. Haar tempel was een van die 7 wonders van die antieke wêreld, het in Efese gestaan. En Christene was nogals diep gewortel in hierdie area. Om net gou die geskiedenis te gee. Nou daar het betogings in die stad ontstaan, omdat Christene veroorsaak het, dat die besighede en die ekonomie agteruit gegaan het. Artemis se aanhangers het minder geraak, so daar was minder goed wat gekoop is van haar. Julle kan daarvan gaan lees as 'n hele storie in Handelinge 19, spesifiek hieroor. Ek gaan nie dit vanoggend lees nie. So dit was 'n komplekse atmosfeer gewees. Daar was baie druk op kompromie gewees. Van hoe ons die ekonomie moet hanteer, of ons leefstyl moet hanteer. En dis goed wat ons vandag mee gekonfronteer word, of ons dit nou wil weet of nie, ons doen. Maar die Efesiërs het sterk gestaan. Die Christene in die Efese het redelik sterk gestaan. Onder andere soos teen die Nikolaïte, wat hier gesê word, wat die Here sê vir hulle, ek het dit is iets wat ek baie positief van julle het. Die Nikolaïte het geleer dat Christene, omdat hulle deur Christus God se genade gered is, het hulle gesê, is jy vry om aan hulle sondige begeertes toe te gee, en aan heidense feeste en afgodsoffers deel te neem, sonder om God se oordeel te vrees. Dis wat hulle gesê het. En hulle het geglo dat geestelike vryheid hulle toestemming gee om die begeertes van die vlees te bevredig. Met ander woorde, hulle het 'n skeiding gemaak tussen 'n mens se geestelike lewe en sy morele gedrag. Mense wat verskillende godsdienste saamgesit het en dit voorgehou het as die waarheid. Ek het gesê, meng niet alles man, die genade van die Here is goed groot genoeg om jou te red. Dis eintlik wat het gesê het. Maar die Christene was geweldig sterk geestelik en het 'n goeie onderskeiding gehad. Dit hoor ons, die Here sê dit. Hy sê, julle kon onderskei. Julle kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd. Julle weet wie's die vals profete en wie's nie. Julle spreek hulle aan. Wanneer julle sien, wanneer ons na hierdie brief aan die gemeente in Efese kyk, sien ons dat Jesus nie net die historiese gemeente aangespreek het nie, hy spreek elke geslag van gelowiges aan. Die gevare wat Efese in die eerste eeu bedreig het, is dieselfde gevare wat die kerk vandag bedreig. Dit gebeur nie skielik nie. Dit wat ons nou hieroor praat, is nie iets wat so gebeur nie. Dis iets wat stelselmatig gebeur. Niemand staan een oggend op en besluit, ek wil vandag my eerste liefde vir Jesus verloor nie. Niemand doen dit nie. In elk geval nie ons Christene nie. Dit gebeur baie stadig. Verskuifie, elke dag, oor 'n lang tydperk.
Dit is soos 'n kompasnaald, wat net elke dag klein bietjie afwyk, en 'n klein bietjie afwyk, en 'n klein bietjie afwyk, en voordat jy weet, bereik jy glad nie die bestemming nie. So wat is dit wat die Efesiërs gedoen het, wat die Here so geplaai het? En die eerste een is, hulle het aktiwiteit vervang, of hulle het intimiteit vervang met aktiwiteit. So ons leef in 'n wêreld waar produktiwiteit gevier word. Kan ons dit net gou vir mekaar sê? Hoe besigger jy is, en hoe meer suksesvol jy lyk, hoe beter gaan dit met jou. En hoe beter voel jy oor jouself. Ongelukkig het hierdie manier van ons dink ook die kerk binne gedring. Baie gemeentes het verskriklike vol programme. Elke aand is daar 'n vergadering, daar's uittrekke, daar's konferensies, daar's Bybelstudies, daar's jeugbedienings, daar's musiekgroepe, daar's klein groepe, daar's fondsinsamelings, daar's administrasie, en al hierdie dinge is goeie goed. Alles goeie goed. Maar daar's 'n belangrike vraag wat oor al hierdie goed geskryf moet staan. En daardie vraag is ons besig met Jesus se werk, of leef ons nog saam met Jesus? Want as ons nie saam met Jesus leef nie, dan kan jy werk tot die koeiehuis toe kom. Ons meet sukses verskriklik baie aan goed, soos hoeveel mense wat in vandag se diens. Hoe lyk jou offerhandes? Maar hy vra nie daai vraag nie. Sy vraag is, my seun, my dogter, waar is jou hart? Dis wat hy vra. Wat is praktiese tekens hiervan? En ons sien hierdie goed begin gebeur. Gebed is die eerste ding wat afgeskeep word, as ons besig raak. Stil word voor God, voel soos tydmors. Ek kan iets beter gedoen het hierso. Ons weet meer van die kerk se kalender, as wat ons weet van God se stem. Ons bediening begin voel soos 'n plig, eerder as iets wat uit liefde ontstaan. En ons raak moeg, en gefrustreerd, en uitgebrand, omdat ons agterkom ons is besig om hierdie ding eintlik in ons eie krag te doen. Die probleem is nie dat ons nie baie doen nie, ons doen baie. Die kerk doen baie. Die probleem is, wanneer ons hierdie dinge doen, doen ons dit baie keer sonder Jesus. So die vraag is, doen jy dit met Jesus? Is hy die middelpunt? Is hy die sentrum van alles? So die gevolg hiervan is dat bediening werk word, aanbidding word 'n program, en gebed word 'n formaliteit. En uiteindelik raak Jesus iemand vir wie ons werk, eerder as iemand vir wie ons leef. Jy sien in Lukas 10 is daar die storie van Martha en Maria. En julle ken vir Martha en Maria se storie. Martha was besig en Maria was by Jesus. Jesus het nie vir Martha gesê sy moet ophou dien nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy het nie gesê hou op werk nie. Maar wat hy vir haar wou sê is, Martha, ek het jou hande, maar ek het Maria se hart. Ek wil graag jou hart hê. So 'n praktiese voorbeeld hiervan, as ek net 'n praktiese voorbeeld hiervoor kan gee, en julle weet almal ek werk met huwelike. So dink aan 'n huwelik, 'n man werk hard om vir sy gesin te sorg, hy betaal die rekening, hy is aan die gras,
Hy stel alles wat breek, hy koop geskenke, hy maak seker dat hy sit nooit met sy vrou, maar hy sit nooit met sy vrou en gesels nie, hy luister nooit na haar hart nie, en hy bring nooit kwaliteit uit saam met haar deur nie, hy doen baie vir haar, maar hy is nie meer saam met haar nie. Na 'n paar jaar gaan sy alleen voel. Nie omdat hy niks doen nie, maar omdat hy nie meer emosioneel teenwoordig is nie. Net so kan ons bitter baie vir Jesus doen, terwyl ons nie meer saam met hom leef nie. So ek wil vir julle 3 vrae vra vanoggend, oor hierdie spesifieke afdeling. En sê, wanneer laas het jy tyd, en ek wil myself sê, wanneer laas het ek tyd met Jesus deurgebring, sonder 'n spesifieke doel? Is my stilte tyd nog 'n ontmoeting met die Here? Of is dit net 'n gewoonte? En is ek meer opgewonde oor die bediening, of is ek meer opgewonde oor Jesus self? Dis nie daai 3 vrae. Goed, die tweede ding wat die Efesiërs gedoen het, wat Jesus vir hulle gesê het, wat ek teen julle het, is dat julle my teenwoordigheid het julle met krag probeer vervang. Dis nog 'n groot versoeking in ons moderne kerk. Is om sukses met God se teenwoordigheid te verwar. Ons leef in 'n tyd waar indrukwekkende eredienste, uitstekende tegnologie, professionele musiek en groot byeenkomste maklik die indruk kan skep dat God noodwendig daar is. Ek weet nie of ek julle, ek het so rukkie terug het ek hierdie ding vir julle vertel, ek dink ek het hier gepreek daaroor, so rukkie terug, waar hierdie een worship leier besig was om 'n liedjie te sing, en hy het net gesien, almal is so in die gees, en dit was so amazing, en hy sit agter sy klavier, en hy is besig om te speel, en hy bid in sy gees, en hy sê, Here, dit is so amazing, en die Here sê vir hom, ek is glad nie gelukkig oor wat hier aan die gang is nie. Hy sê, hoe is dit moontlik? En hy kon glad nie verstaan nie, hy besef die Here is besig om hom aan te spreek hieroor, want hierdie mense is in hierdie absolute amazing teenwoordigheid, hy kan sien hoe hulle bid en hande in die lug uit en huil en ek weet nie wat alles nie, en hy sê, en die Here sê vir hom, they are worshiping the song, not me. Die Heilige Gees kan nie met uit 'n uitstekende organisasie vervang word nie. Kan ons dit net gou vir mekaar sê? Ons kan emosies opwek, ons kan mense inspireer, ons kan gehore trek, maar dit is net God wat harte kan verander. En ons kan verlief raak op die bonatuurlike, kan ons dit ook vir mekaar sê? Ons jaag wonderwerke na, en ons jaag profesie na, en ons jaag manifestasies na, en ons jaag geestelike ervarings na, en daar's niks meer verkeerd om na God se krag te verlang nie. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar as ons meer opgewonde raak oor wat God doen, as oor wie hy is, dan het ons iets gemis. Want jy sien, Moses het verstaan dat God se teenwoordigheid belangriker is as God se gawes. Hy het gesê in Exodus 33 vers 25 gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, Here, laat ons nie van hier af optrek nie. Jy sien, Moses het besef, ek vra nie 'n groter bediening nie, Here, ek vra net vir u. Dis al wat ek vra. So hoe lyk hierdie praktiese tekens? Dis is soos meer oor wonderwerke praat as wat oor sy heiligheid praat. Ons bewonder mense wat die woord bring, meer as wat ons Jesus bewonder.
Ons meet geestelike volwassenheid aan gawes, eerder as aan die vrug van die Gees. En ons wil God gebruik om ons doelwitte te bereik, eerder as om deel van sy plan te wees. Hoeveel van ons het dit al gedoen? Ek staan heel eerste hier in die ry. Kyk, ons beplan 'n ding haar fyn. Nee, en dan is ons klaar beplan en dan gaan ons na die Here toe. Here, wil U nie net gou hierdie seën nie asseblief? Dis so gatkant toe. Dis om te gaan sit by die Here heel eers en te sê, Here, ek het nie 'n koek en klou om hierdie spasie in te vul nie. So kan U die spasie vir my invul, en Here, dan weet ek sal daar 'n blessing op dit wees. Maar weet julle nou, ons is in 'n samelewing waar ons nie meer wil wag nie. Alles gaan so. Here, ek kan nie stil sit vir 'n halfuur en luister na wat nie, want dit is doodstil rondom my. En stilte, Here, is 'n ding wat vir my vreesagtig is. Weet jy hoeveel mense kan nie in stilte sit nie? Net stil sit nie. Ons vat baie keer kappels in ons huweliksbediening, né? Ek dink julle, ons het met julle gedoen, Sakkie, Sonja, waar ons hulle sit hulle so een oor mekaar, né? En dan sê ons vir mekaar, hou op om 'n woord vir mekaar te sê en kyk net vir mekaar. En probeer met julle oë vir mekaar iets sê. Dis 'n verskriklike de mekaar storie daar. Jy kan sommer sien hoe ongemaklik raak die spul. Want jy sien nie, dis wat ons doen. Ons gaan raak nie stil by die Here nie. Ons gaan sit nie by hom. Hy wil nie daai intimiteit met my en jou hê. Maar ons storm in met 'n lys van goed wat ons vir hom sê. En as ons klaar die lys voorgedra het, dan sê ons amen en dan loop ons. Dan dink ek, dan sit hy daar en dink ek, maar ek wil nog iets vir jou gesê het, maar okay. Ek hoop volgende keer kan ek met jou praat. Jy sien, want in Matteus 7 sê Jesus, sommige mense sal eendag sê, ons het in die naam geprofeteer, en ons het duiwels uitgedryf, en ons het wonderwerke gedoen. En wat gaan hy vir julle sê? Gaan weg van my af. Ek ken julle nie. Jy sien, vir die Here gaan dit nie oor wat ek en jy kan doen nie. In feite, hy het my en jou nie eintlik nodig om dit te doen nie. Een praktiese voorbeeld hiervan, kom eens dink aan julle wat kinders het, ek wat kinders het. 'n Kind hoef nie elke dag iets vir sy pa te doen om geliefd te wees nie. Moet jou kind elke dag vir jou iets doen, sodat jy vir jou kind kan liefde wys. Daar is van die kinders wat sal sê, ja, vragtig, nee, dit is so oom, praat daar. Maar, soms wil hulle net saam met jou sit. Soms wil hulle net saam met jou stap. Hulle wil praat, hulle wil lag. Hulle wil mekaar geniet. Want jy weet, nou verhouding is die doel. Niks anders, hè. En dis wat God wil hê. Hy wil hê ons met mekaar net geniet. Hom en ons. Kom ons geniet mekaar. Om Stephen se storie te gebruik. The joy is in the journey. It's not about the journey. Weer 3 vrae wat ek julle wil vra op hierdie ere. Soek ek en jy God of soek ons sy gawes? Is ek meer opgewonde, is jy meer opgewonde oor wonderwerke as oor aanbidding?
En hierdie is vir my 'n bammer van 'n vraag wat ek toe ek dit neerskryf, dink ek, ja, okay. Sou jy en ek steeds lief wees vir Jesus as hy niks meer vir my en vir jou doen nie? Sou ons nog steeds lief wees vir hom? Die derde ding wat die Efesiërs gedoen het, en wat ek dink wat ons ook doen deesdae, is maar aanbidding is vervang met doktrine. Dis die derde ding wat hulle gedoen het. En miskien is hierdie een van die gevaarlikste verskywings wat plaasgevind het. Die kerk van vandag het meer toegang tot Bybelkennis as ooit tevore. Okay? Ons het honderde Bybelvertalings. Wie van julle het die Bible app? Gaan kyk 'n bietjie hoeveel Bybels is op jou foon. Net op jou foon. Ek praat nie eers van op jou boekrak nie. Jy dra dit in jou broeksak saam elke liewe dag. Okay? Daar's duisende preke, daar's podcasts, daar's aanlyn kursusse, daar's kommentare, daar's kunsmatige intelligensie wat jou ongelooflik vinnig by goeters kan uitbring. Ons kan binne sekonde antwoorde kry op goeters. Op baie teologiese vrae. Maar meer kennis beteken nie groter liefde nie. Ons kan nogals verlief raak op standpunte. Sekere mense wat sekere goed sê. Ons sê, ons like daai ou se standpunt. Ons hou van wat hy sê, ons hou van wat sy sê. Ons sit nog als etikette op mekaar. Jy's 'n happy clappy, jy's meer gereformeerd, jy's NG, verstaan, jy's Pinkster. Ons debatteer oor goed. Die doop, krisis, en die eindtyd. En dan praat ons oor kerke. En ons gaan haal het uit van deur die jare af, man. Intussen vergeet ons eintlik die belangrikste vraag. Lyk ek meer soos Jesus? Want jy sien, as ek tyd met hom spandeer, in plaas van al die doktrines, dan gaan hy begin uitskyn en deurskyn. So hoe lyk dit nou as dit nou prakties plaasvind? So, ons argumenteer eerder as wat ons bid. Ons etiketeer mense makliker eerder as wat ons hulle lief het. Ons het baie keer meer passie om iemand verkeerd te bewys as om hom na Christus toe te lei. Ons teologie maak ons baie keer meer trots as wat dit ons nederig maak. En ons geloof kan koud en krities in hart raak. Jy sien, ware leer lei altyd tot 'n diepe aanbidding van wie hy is. As ons teologie ons nie meer laat wonder en in verwondering wees oor Jesus nie, dan het ons iets gemis. Net 'n voorbeeld weer is 'n huwelik. 'n Huwelik bestaan nie omdat twee mense alles van mekaar weet nie. Bestaan omdat hulle mekaar elke dag kies, liefhet en saam wil leef. 'n Verhouding is baie groter as die inligting daaroor. So,
3 vrae. Maak my Bybelkennis my meer nederig of meer trots? Help my teologie my om Jesus meer lief te hê, of nie? En lei dit wat ek leer uit die woord uit, my tot aanbidding, of nie? Of is dit net kopkennis? Jy sien, al drie hierdie goed, het Jesus vir hulle gesê, vir Johannes gesê, is 'n probleem. Harde werk is goed, en geestelike krag is goed, en gesonde leer is goed. Die probleem is nie die dinge self nie. Die probleem is wanneer hulle die plek inneem, wat net Jesus behoort te hê. En dis wat hy vir hulle gesê het. Die sonde wat die Efese was nie dat hulle slegte dinge lief gekry het nie. Hulle het nie. Inteendeel, hulle het baie teenoor dit gestaan. Maar hulle het goeie dinge belangriker begin ag as die Here self. En mense, kan ons gou net vir mekaar baie eerlik sê, dit is afgoderry in sy mees subtiele vorm. En daarom sê Jesus vir hulle, ek het dit teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. Jesus was nie in die middelpunt van die Efese se lewens nie. En daarom het hy hulle gewaarsku en gesê, gaan julle lampstaan verwyder uit my teenwoordigheid, as julle hiermee aanhou. Maar die amazing ding is, Jesus los jou nooit sonder 'n oplossing nie. Is nie amazing nie? Hy los jou net nooit sonder 'n oplossing nie. Hy gee vir ons hierdie oplossing in Openbaring 2 van vers 5, wat hy sê, doen 3 dinge. Kan ek julle vra om net 3 dinge gou weer te doen, en dan is julle weer reg. So die eerste ding wat hy sê is, onthou, remember, onthou, van waar af jy gekom het. Herlewing begin baie keer met herinnering. Dink terug, hoe jou verhouding met Jesus begin het. Onthou die vreugde, die verwondering, die honger na sy woord. Wie van julle kan dit onthou? Ek kan dit soos gister onthou. Want jy praat met enige iemand oor hom. Die eenvoudige gebede wat jy gehad het, dit was nie hierdie hoë goed nie. Dit was net praat, net lekker gesels. Die tyd wat jy kon kry om by sy woord uit te kom nie, daai ding van, Here, ek kan nie wag om op te staan nie, ek stel my wekker om op te staan, Here, om voor die wekker afgaan is ek al op. Net om by die woord uit te kom. Jesus sê vir ons, onthou wie ek vir jou was, voordat al hierdie dinge belangriker geword het. Onthou dit net. Kom net weer terug in daai space. Dan die tweede ding wat hy vir ons sê, is repent, bekeer jou. Bekering beteken meer as om te sê, jy is jammer. Dit beteken om van rigting te verander. Dit beteken as jy soontoe gaan, draai om. Dis 'n 180 grade draai. Weg van waarin jy op pad is. Om jou prioriteite te hersien. Om weer vir Jesus intentioneel in die middel van julle verhouding neer te sit. Dit beteken dalk vir jou en vir my om minder te doen en meer tyd met hom te spandeer. Net minder te doen. Nou altyd interessant, toe ek nou nog redelik by die kerk betrokke was en ek groepe gehad het, dan sal daar mense instap by my en dan wil hulle, hulle op die verwelkomingskommitee en hulle is op die tee maak en hulle is op dit en dit. Sê, krisis broer, wanneer kry jy tyd vir jou gesin? Nee, maar hy is nou besig, sê ek vir hom nee.
Jy's 2 goed wat jy doen in die kerk, 2. En die res wil ek jou nie hier sien nie. Kom by jou gesin uit. Kom uit by die Here, kom uit. Moenie in die kerk kom vasval nie. Dis in elk geval nie waar die Here jou wil hê, nie hier die hele tyd. Jy moet hier kom kos kry so jy kan gaan en met ek gaan uitgee daar buite. Dit beteken dalk van ons om minder wonderwerke te soek en meer sy aangesig te soek. Wie van julle hou van profetiese woord? Ek hou van profetiese woord. Hou julle van profetiese woord? Ek hou daarvan. Maar wie wanneer is 'n profetiese woord 'n probleem? As ek hoor, daar is iemand wat profetiese woord gee, en ek gaan intentioneel na daai ding toe, want ek sê, Here, ek soek 'n woord. Waarmee is ek besig? Dis vir my great as ek hier sit en ek sê, ek het 'n woord vir Henry daar. Verstaan, want hy het nie gekom noodwendig daarvoor vandag nie. Nie dat ek een van jou het nou nie, Henry, sorry. Maar, as julle my mooi hoor, en een ding wat ek het oor 'n profetiese woord, en ek gaan dit reguit sê vir almal van julle vanoggend. Ek dink baie keer, mense wil profetiese woord hê, want hulle wil nie tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer, dit vat te lank. So ek wil dit sommer nou net direk hê, verstaan? Kan ek gou vir jou sê, jy kry dit tweedehands, my boeta en my sissa. Want jy kry dit nie by hom nie. Ja, hy praat deur die ou en hy praat deur die vrou, hy doen ja, maar jy kon dit self gekry het by hom of by haar. Jy kon dit self by die Here gekry het, in plaas van by hom en by haar, dis wat ek wil sê. Wees versigtig om mense aan te hang. Ek gee nie om hoe sterk geestelik hulle is nie. Hulle is nie die Here nie. En nou nee, hy sê onthou, bekeer jou, en dan doen weer die eerste dinge. Keer terug na wat jy mee besig was. Aanvanklik. Jesus sê, nie doen meer nie. Dis nie wat hy sê nie. En hy sê, doen dit net weer. Doen dit net op die manier soos wat dit sin maak. Gaan terug na wat jy in die begin gedoen het. Want jy sien, die eerste werke wat jy gehad het as 'n gelowige, en ek gehad het as 'n gelowige, was nie groot projekte nie, dis nie waaroor ons niemand sou ons aangestel met groot projekte, as ek die Here geken het vir 2 dae nie. Niemand sou nie. Maar baie keer as ek terugkyk en besef ek, my verhouding met die Here in daai tyd was baie meer intensief as wat dit nou is. Jy sien, daai eerste dinge wat hy wil hê ons net weer moet doen. Kom ons kry tyd in sy teenwoordigheid. Nee? Kom ons kry weer 'n liefde vir sy woord. Kom ons bid net 'n slag weer opreg. Kom ons aanbid 'n slag uit ons hart uit. Kom ons gehoorsaam uit liefde uit. En kom ons is lief vir mense. Jy sien, want wanneer daai liefde met Jesus, die hoofletter liefde, weer terugkeer, kry bediening weer lewe. Wanneer daai liefde terugkeer, kry daai waarheid weer 'n genade konsep. En wanneer daai hoofletter liefde terugkeer, dan kry daai geestelike krag wat ons baie keer na soek, weer die regte bron. Die grootste vraag waarmee Jesus die kerk vandag konfronteer,
is nie, werk julle hard genoeg nie, of het julle genoeg kennis nie, of ervaar julle genoeg wonderwerke nie, dis nie wat die vraag is nie. Die vraag is, het julle en ek hom nog lief, soos ons hom in die begin lief gehad het? Dis die vraag. En as ons nie gereeld onsself in check gaan hou, en julle moet my mooi, dis daai, kom ons gaan staan elke dag voor 'n spieël, en ons sê, Here, is ek besig om hierdie, en die spieël is hierdie, by the way, nie 'n genuine spieël nie, ek praat van hierdie, die woord is die spieël, gaan staan voor die woord, en spieël jou in hom, en vra vir jouself, Here, is ek besig om daai beeld te wys, of waarmee is ek besig? En as jy besig is met daai beeld, of nie besig is met daai beeld nie, dan vra ek vir jou, onthou die eerste dinge, bely, en begin weer die eerste dinge doen. Want ek glo met my hele wese, die Here het een ding in gedagte, en dit wil hy wil 'n verhouding met ons wees, in 'n baie intieme verhouding. Want weet jy wat is die belangrikste ding wat ek wil hoor, die dag as ek my kop neerlê? Well done. Dis wat ek wil hoor. Ek wil niks anders hoor nie, pla my nie. Net well done. En die enigste manier hoe dit gaan regkry, as ek hierdie ding gaan begin doen, soos wat hy wil hê. En ek het nie die vermoë om dit te doen met my eie krag nie. Ek het dit nie. Maar ons moet baie te versigtig wees, want stelselmatig kan ons in ons eie krag begin operate, as ons nie gereeld onsself spieël in die woord nie. So dit is my boodskap aan julle vandag. Laat Jesus die senter wees. Laat hy die middelpunt wees. En die middelpunt bly van jou lewe, van jou besigheid, van jou huwelik, van jou ouerskap, van waar jy ook al gaan. Laat hy die middelpunt wees. Laat alles rondom dit draai. Want as dit gaan doen, glo my, gaan hy staan, en as jy voor hom verskyn, gaan hy vir jou sê, well done. Well done. Ek wil graag sommer net 'n gebed doen vir almal. Die wat voel, ja, ek kan identifiseer met die program, of met die boodskap, staan, dan bid ons net saam. Hierdie gaan nie oor dinges nie, ek wil net gevoel ek wil net vir almal bid. Vader, ons staan weer vanoggend voor U. Here, en ons is Christene wat al 'n pad stap, lang pad stap, Here, met U. En baie keer stap ons 'n lang pad met ons eie kop en ons eie gedagtes en ons eie idees. En ons doen dit sonder dat ons dit eintlik weet, Here. En U het niks teen dit wat ons doen nie. Maar Here, U wil ons net vanoggend weer kom herinner. Sit my net in die middelpunt neer, maak my net die middelpunt van alles. En daarom kom bid ek vanoggend, Here, dat U ons net weer ons harte sal sien. Vader, ons kom na U toe en ons wil onthou dit wat ons was in die begin. Ons wil kom bely, Here, dat ons baie keer hierdie goeders in ons eie krag gedoen het. Dalk ander dinge gespeer het en gestreef het na goed, Here, wat nie noodwendig dit is wat ons moet hê nie. Kennis of wonderwerke of wat ook al, Here. Meer U krag na gesoek het as wat ons na U gesig gesoek het. En Here, dan wil ons kom en sê, ons wil weer begin doen dit wat ons in die begin gedoen het. Ons wil in die teenwoordigheid inkom, Here. Ons wil U gehoorsaam. Ons wil stil sit en hoor wat U vir ons sê. Here, ons wil U
die middelpunt van alles maak. En ons kies dit vanoggend weer. En ons sê dit vir U, met alles wat in ons binnekant is. Dankie vir die woord. Dankie dat U vir ons terugbring op die paaie wat ons moet loop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.